Ek het by 'n paar geleenthede gepraat oor die onderwerp die wonder van lig. Mense het my gevra om 'n DVD-aanbieding daarvan te maak. Dit is nie juis baie professioneel gedoen nie, maar ek hoop dat dit vir u iets sal beteken. U is welkom om kopieë daarvan te maak as u dit vir ander wil gee. In hierdie praatjie wil ek graag op twee dinge konsentreer. Die eerste is dat veral die wetenskap toon dat die skepping eenvoudig wonderlik is. Ten tweede, dat verrassings 'n kenmerk van die skepping is. In die skrif lees ons, toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed. Dit was die eerste dag. In die skepingsverhaal word daar besondere klem gelê op die skepping van lig. Dit is immers op die eerste dag geskep. En op die eerste dag is ook net lig geskep. En ook, God het gesê, die lig is goed. Dit is dus te verstaan dat iemand 'n praatjie kan lewer oor die tema die wonder van lig. In die wetenskap bestaan daar 'n enorme hoeveelheid kennis oor lig. In 'n kort praatjie soos die kan daar dus skaars geraak word aan 'n paar aspekte van lig. Lig is geskep met die wonderlike eienskap dat dit deur materiale soos glas kan beweeg. Ons kan andersom natuurlik sê dat glas ook so geskep is, dat dit lig kan deurlaat. Verder kan glas so gemaak word, dat dit 'n geweldige krag kan weerstaan, soos ons hier sien in 'n aquarium. Ons kan ons haas nie meer indink in 'n wêreld sonder glas nie. Ja, God het lig goed gemaak. Die driehoekie toon 'n glasprisma wat uit 'n plat glasplaat gesny is. Wanneer lig daardeur beweeg, verander dit van rigting. Lense word so geslyp dat lig wat daardeur beweeg dan juis van rigting verander. Dit word dan gebruik in die vervaardiging van brille. Indien lig nie geskep is met hierdie besondere eienskappe nie, beteken dit dat daar nie brille sou wees nie. Verder sou dit beteken dat baie mense hulle lewe lank nooit sou kon lees nie. Wanneer lig deur so 'n prisma beweeg en van rigting verander, kry ons ook 'n baie interessante effek. Hierdie effek word vergroot indien die hoek by A groter is. Wanneer wit lig deur die prisma beweeg, verander dit van rigting. Maar ons sien ook dat die lig opgebreek word in verskillende kleure, van rooi na blou. Wit lig bestaan uit hierdie verskillende kleure. Die verskillende kleure saam vorm wit lig. Hierdie mooi kleure word ook in die natuur gevind, vir almal om te sien en te geniet. Kyk na die reënboog. Baie prosesse is nodig om dit moontlik te maak. Die reënboog vorm in 'n wolk waar daar klein waterdruppeltjies is. Die lig beweeg in hierdie waterdruppels in, waar dit van rigting verander en in kleure opgebreek word. Dan word dit weerkaats op 'n baie besondere manier. Die resultaat is 'n reënboog met al hierdie pragtige kleure. Die vraag ontstaan, wat is die bron van lig? Waar ontstaan dit en hoe? Om die vraag te beantwoord moet ons eers kyk na die atoom. Die atoom is die kleinste deeltjie van 'n element wat nog geassosieer kan word met die bepaalde element. Ons kan dus praat van die atoom van silikon of van yster of van koper ensovoorts. Die atoom bestaan uit 'n kern wat weer bestaan uit protone en neutrone. Om die kern beweeg daar elektrone.
Die elektrone kan in verskillende energievlakke beweeg. Indien 'n elektriese stroom deur die gloeidraadjie van 'n gloeilamp gestuur word, word die gloeidraad warm. Elektrone kan dan opbeweeg na 'n hoër energietoestand. Wanneer die elektrone weer terugval, gee dit ligflitsies uit. Dit gebeur ook byvoorbeeld met die atome in 'n gasvlam. Ons kan dus sê dat as ons lig sien, dan moet daar iewers atome wees waarin elektrone na 'n hoër energietoestand beweeg het, wat terugval na 'n laer energietoestand en wat dan die lig uitgee. 'n Vraag wat wetenskaplikes lank besig gehou het, was die vraag: wat is lig? Is dit deeltjies of is dit golwe? Daar is toe verskeie eksperimente ontwerp. Daar is 'n eksperiment ontwerp om te toets of lig deeltjies is. 'n Eksperiment wat nie verklaar kan word as aangeneem word dat lig 'n golfbeweging is nie. Daardie eksperimente het aangetoon dat lig wel deeltjies is. Ander eksperimente is weer ontwerp om te toets of lig golwe is, en wat weer nie verklaar kan word deur aan te neem dat lig deeltjies is nie. Daardie eksperimente het ook dan weer getoon dat lig golwe is. So lig het eintlik 'n dubbele eienskap. Toets mens of dit deeltjies is, dan kry jy deeltjies. Toets jy of lig golwe is, dan kry jy golwe. As voorbeeld, die werking van 'n ligmeter in 'n kamera en die ligsensors byvoorbeeld by die deure van winkels kan net verklaar word deur aan te neem dat lig uit deeltjies bestaan. Hierdie deeltjies word ook fotone genoem. Hierdie is 'n foto van 'n CD wat belig word met wit lig. Die mooi kleure wat ontstaan, kan slegs verklaar word deur aan te neem dat lig golwe is. Met ander woorde, dit kan nie verklaar word as aangeneem word dat lig uit deeltjies bestaan nie. Gestel die voorstelling is die van golwe in water. Die golwe beweeg na regs. Op die water lê 'n klein houtblokkie. Dit word aangetoon deur die klein rooi blokkie. Soos die golwe na regs beweeg, beweeg die blokkie op en af. Indien die golwe dig op mekaar is, gaan die blokkie vinnig op en af beweeg en ons sê die frekwensie is hoog. Die frekwensie van die golf word gemeet in hertz. En dit is die aantal keer per sekonde wat die golf op en af beweeg by 'n bepaalde punt. Per sekonde. Ons het gepraat van golwe in water. Ons kry ook klankgolwe. Dit is die golwe wat ons kan hoor. Verder kry ons elektromagnetiese golwe. Radiogolwe is byvoorbeeld elektromagnetiese golwe. In die antenna van 'n radio, soos in enige metaal, is daar klein deeltjies wat ons elektrone noem. Hierdie elektrone beweeg vry in die metaal. Wanneer 'n elektromagnetiese golf dan deur hierdie antenna beweeg, word 'n krag op en af op hierdie elektrone uitgeoefen, sodat die elektrone op en af beweeg. In die geval van Radio Sonder Grense, beweeg die elektrone op en af teen 'n frekwensie van 100 miljoen keer elke sekonde. 100 miljoen keer elke sekonde beweeg die elektrone op en af. Die radio verander dan hierdie golf
en sit dit om in 'n klankgolf wat ons kan hoor. Die frekwensie van elektromagnetiese golwe wissel van omtrent 10 tot omtrent 10 tot die mag 24 keer per sekonde of dan 10 tot die mag 24 hertz. Belangrik om hier te sien is dat lig ook elektromagnetiese golwe is, net soos radiogolwe. Al verskil is die frekwensie van die elektromagnetiese golwe. Ons sien ook dat rooi het 'n laer frekwensie, dan kom geel, groen en blou met die hoër frekwensie. So al verskil tussen die verskillende kleure is die frekwensie van die elektromagnetiese golf. Ons sien verder dat ook mikrogolwe, infrarooi, ultraviolet, X-strale en gammastrale almal elektromagnetiese golwe is. Gammastrale word uitgestraal deur radioaktiewe stowwe. Streng gesproke kan ons sê dat op die eerste dag daar elektromagnetiese golwe geskep is. Daarom kan ons vandag radio hê, televisie. Ons kan in ons sitkamer sit en kyk na 'n televisie-uitsending van 'n rugbywedstryd wat op daardie oomblik in Frankryk gespeel word. Ons kan 'n mikrogolfoond hê. Ons kan in die veld loop en deur 'n paar knoppies te druk kan ons met die selfoon praat met ons kinders in Engeland. Ons het infrarooi straling, dis warmtegolwe wat van die son afkom. En dan sien ons die sigbare lig, die rooi, geel, groen en blou. Dis wonderlik dat God ons nie net lig laat sien nie, maar dat hy ook dit in kleur vir ons gee. Dan kry ons ook nog X-strale, dat God ook gedink het, dat ons ook X-strale sal nodig kry vir mediese doeleindes. Ook gammastraling wat gebruik word in die behandeling van kankerpasiënte is dus geskep op die eerste dag. Ons sou kon sê dat in die Bybel moes eintlik staan, God het gesê, laat daar elektromagnetiese golwe wees. Natuurlik is die Bybel nie geskryf as 'n wetenskaphandboek nie, maar sodat almal dit kan verstaan. Gestel ons het 3 projektors, die een gee rooi, die ander blou, die ander groen. Waar kleure oorvleuel, kry ons nuwe kleure. Byvoorbeeld, rooi en groen gee geel, rooi en blou gee pers en sovoorts. Waar die 3 kleure oorvleuel, kry ons wit. Indien die intensiteit van die verskillende kleure gevarieer word, kry ons feitelik alle kleure. In 'n kleurtelevisie is daar spikkels van 'n materiaal wat of rooi, of blou, of groen uitgee. Deur die intensiteite van hierdie kleure te varieer, kan ons feitelik alle kleure op 'n televisieskerm sien. In die oog is daar 3 tipes wat ons noem kegels. Die kegels bevat verskillende ligsensitiewe pigmente. Sommige pigmente is sensitief vir elektromagnetiese golwe, geassosieer met rooi, die ander vir blou en die derde vir groen. Hierdie pigmente dra die inligting oor aan die brein en die brein interpreteer dan die besondere kleur. Sommige kleurblind mense sien net 2 primêre kleure, ook honde en katte. Heuningbye sien meer as 3 primêre kleure, waaronder ook ultraviolet. Die oog sien net 1 kleur, alhoewel meer kleure oorvleuel. Byvoorbeeld waar die rooi en die groen oorvleuel, kry ons geel. Maar ons sien ook net die geel kleur. Ons sien nie die rooi of die groen en die geel nie. Die oor daarteenoor kan 'n hele orkes hoor. En ons kan elke instrument in die orkes afsonderlik hoor.
die viool, die klarinet ensovoorts. Maar nou moet ons onthou dat die oortrom is net 'n enkele orgaan. Dit beteken soos die verskillende golwe op die oortrom aankom, beweeg die oortrom heen en weer. Ons kan ons net indink as 'n orkes speel hoe 'n komplekse beweging die oortrom het. En tog kan die oortrom saam met die brein hierdie golf interpreteer, die verskillende golwe uit hierdie komplekse golf haal, sodat ons kan sê, daar speel 'n viool of 'n klavier, ensovoorts. Dit is net ongelooflik. Ons sien 'n voorwerp wanneer lig daarop val en weerkaats word. Terloops, 'n jong man kan nie vir sy meisie sê, jy is mooi nie. Hy kan hoogstens sê, "Och, die manier waarop jy daarom lig kan weerkaats." Vervolgens gaan ons kyk na die weerkaatsing van lig. Wanneer wit lig op 'n wit voorwerp val, sien ons wit lig. Maar wit lig bestaan uit verskillende kleure, dit beteken verskillende frekwensies. Wanneer die verskillende frekwensies dan op 'n wit voorwerp val, word al die frekwensies weerkaats, sodat ons wit lig sien. Wanneer wit lig op 'n swart voorwerp val, sien ons dit is swart. Met ander woorde, daar word geen lig weerkaats nie. So 'n swart voorwerp absorbeer al die frekwensies van wit lig. Indien wit lig op 'n rooi voorwerp val, word die frekwensies wat geassosieer word met rooi weerkaats en al die ander frekwensies word geabsorbeer. Hoe sien ons die blomme? Op die son is die temperatuur geweldig hoog. Daar vind hewige botsings tussen die atome plaas. Elektrone in die atome beweeg dan na hoër energievlakke en wanneer dit terugval na laer energievlakke, gee hulle lig uit. Die lig beweeg na die aarde en val dan in op hierdie blomme. Op sekere dele van die blomme word daar frekwensies van wit lig geabsorbeer en ander weerkaats. Op ander dele word weer ander frekwensies geabsorbeer en die res weerkaats. Die weerkaatste frekwensies beweeg na die oog, val op die retina aan die agterkant van die oog en word dan uiteindelik geïnterpreteer deur die brein as verskillende kleure. Die vorms van die blomme is ook baie skerp. Op die voorkant van die oog is daar 'n lens. Wanneer ons na 'n ver voorwerp kyk, is die lens taamlik plat. Kyk ons na 'n naby voorwerp, dan word die lens meer gebuig. Alles om 'n perfekte beeld op die retina van die oog te vorm. Dit gebeur outomaties. Ons hoef nie self 'n klein verstelling te maak nie. Al hierdie is geskep vir ons om te geniet. Vervolgens word 'n paar blomme getoon. Let op die mooi vorms van die blomme en die pragtige kleure. Dit is asof die skepper die oppervlak van die blomme geskilder het met sekere molekule in bepaalde gebiede om presies die verlangde frekwensies uit wit lig te absorbeer, om hierdie pragtige blomme te kan gee. Dink aan al die prosesse wat dit moontlik maak om hierdie blomme te kan sien. Geniet die blomme, dit is spesiaal vir ons so geskep.
Gedurende 'n sonnige dag sien ons hier die pragtige blou lig. Dit is nie toevallig so nie. Dit is spesiaal vir ons so geskep. Wit lig vanaf die son dring die aarde se atmosfeer binne. Die ligmolekule is so ontwerp dat dit net die blou lig frekwensies uit die wit lig weerkaats. Daarom sien ons die blou lig uit alle rigtings. Ons het gesien dat blou lig weerkaats word in die molekules van die atmosfeer. In die aand sien ons die sonlig, maar dan het die lig oor 'n groter afstand deur die lug beweeg as wat die geval is gedurende die dag. Dit beteken dat meer van die blou lig uit die wit lig van die son weerkaats is, en wat oorbly van die wit lig is die rooi en geel dele van die spektrum. En so sien ons dan elke aand tydens sonsondergang die mooiste vertoning van kleure, rooi en geel, spesiaal vir ons gemaak. Hier is 'n foto van 'n jellyvis in 'n vistank. Let op hoe deursigtig die jellyvis is. Mens kan selfs die geskrewe gedeelte wat aan die ander kant van die vistank is, deur hierdie jellyvis sien. Vleermuise leef in donker grotte. Hulle kan nie sien nie, omdat daar nie lig is nie. Maar God het ook daarvoor voorsiening gemaak. Wanneer jy die oë van 'n vleermuis toebind, vlieg dit asof niks verander het nie. Maar bind jy sy bek toe, dan kan dit nie vlieg nie. Die rede is soos volg. Die vleermuise maak 'n geluid met 'n baie hoë frekwensie. Dan luister hulle na die klank wat terugweerkaats word vanaf voorwerpe, en daaruit bepaal hulle waar die voorwerpe is. Hulle radarsisteem is so goed ontwikkel, dat hulle selfs 'n mot wat besig is om te vlieg, kan vang. Die bekende Max Lucado skryf, "Of all we don't know about the creation, there is one thing we do know. God did it with a smile." Daar is baie toepassings van elektromagnetiese golwe. Ekstrale word byvoorbeeld gebruik om die posisies van atome binne byvoorbeeld silikon te bepaal. Laserlig word gebruik in 'n baie spesiale tegniek om die posisies van atome op die oppervlak van 'n vaste stof te bepaal. Hierdie tipe tegnieke wat ons oppervlaktegnieke noem, word gebruik in die analise van oppervlakke van materiale soos silikon. Dit maak dit moontlik om op silikon stroombane te bou wat baie kragtig is, maar wat baie min ruimte beslaan. Hierdie tipe stroombane word gebruik in rekenaars en selfone. Die foto toon so 'n silikon skyfie, min of meer so 6 mm by 6 mm, en op die oppervlak van hierdie silikonskyfie is daar 'n stroombaan met ongeveer 10 miljoen transistors. Soms kyk ons na berge, of die see, of sterre, en dan sê ons, die skepping van God is absoluut wonderlik.
Hier is 'n foto van 'n selfoon. Deur 'n paar knoppies te druk, kan jy met hierdie foon kommunikeer met iemand aan die ander kant van die wêreld. Jy kan praat, e-pos en musiek stuur en ontvang. Jy kan net daar 'n foto neem en dit stuur, en nog baie meer. Ons kan sê dat die wetenskap en tegnologie baie vermag het. Maar dan moet ons onthou dat in hierdie selfoon daar stroombane is met miljoene transistors wat gebou is op silikon. Hierdie stroombane kan net op silikon gebou word. As dit nie vir silikon was nie, dan kon hierdie stroombane nie gebou word nie. Fotos is moontlik omdat fotosensitiewe materiale geskep is. Fotos sou ook nie kon vertoon word as dit nie was vir fosfor en fosforverbindings nie. Elektriese strome sou ook nie bestaan het as dit nie was vir die vry elektrone in metale nie. En so kan ons aangaan. En dan moet ons onthou dat die selfoon ook gebruik maak van elektromagnetiese golwe. Dit wat op die eerste dag geskep is. Ons kan eintlik kyk na 'n selfoon en sê, die skepping van God is wonderlik. Ons kan kyk na artikels in 'n winkel, ons kan kyk na 'n mooi motor, en ons kan net besef dat niks daarvan moontlik sou wees as die materiale wat gebruik word nie geskep was met die nodige eienskappe nie. Ek het reeds iets gesê oor die atoom. Die atoom is verskriklik klein, en tog weet ons hoeveel protone en hoeveel neutrone daar in die kern is, en ook hoeveel elektrone daar om die kern beweeg. Ons weet ook wat die massas is van elkeen van hierdie klein deeltjies, wat hulle ladings is. Ons het ook gesien dat ons weet dat daar die elektrone in verskillende energievlakke beweeg. Om 'n idee te gee hoe klein die atoom regtig is, wil ek vir u die volgende stel. Gestel ons het 'n koperblokkie van 1 kubieke sentimeter. Dit beteken die hoogte, die lengte en die breedte is elk 1 sentimeter. En ons sou die atome in hierdie blokkie tel. En ons tel dit baie vinnig, teen 1 miljoen per sekonde. Dit beteken na 'n minuut is daar dan al 60 miljoen atome getel. Die vraag is dan, hoe lank sal dit neem om al hierdie atome te tel? Die antwoord, omtrent 200 miljoen jaar. Ons hoor baie keer van die relativiteitsteorie van Einstein. Hierdie teorie is onder andere gebaseer op die snelheid van lig. Een van die dinge wat voortvloei uit hierdie teorie is dat massa omgesit kan word in energie. Dit het onder andere die volgende toepassings. Die atoombom. Hier is 'n foto van 'n ontploffing van 'n atoombom. By hierdie kernkragsentrale naby Kaapstad word elektrisiteit opgewek. Hier word massa omgesit in energie. Dit is soos voorspel is deur Einstein se relativiteitsteorie. 'n merkwaardige eienskap van lig is dat dit oor ongelooflike groot afstande kan beweeg en dan nog genoeg intensiteit het sodat ons dit met die blote oog kan sien. Ons kyk nou vervolgens na lig uit die ruimte. Ek het al genoem dat lig so geskep is dat dit vir ons moontlik is om teleskope te bou. Met behulp van teleskope is vasgestel dat ons son een van baie sterre is. Om die son beweeg planete. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en nog 'n paar.
Saturnus, die planeet met die band om. Hier word die relatiewe groottes van die planete aangedui. Let op die groot planete Jupiter en Saturnus. En hieronder links is die aarde. Let op hoe klein die aarde is ten opsigte van hierdie groot planete. Hier word getoon hoe groot die son is ten opsigte van die aarde. Daar kan 1 miljoen aardes inpas in die son. Lig vanaf die son neem 8 minute om die aarde te bereik. Ons moet onthou dat lig teen 'n geweldige hoë snelheid beweeg. Ligsnelheid is 300.000 km per sekonde. Dit beteken dat lig 7,5 keer om die aarde sal beweeg in 1 sekonde. Die afstande in die ruimte is geweldig groot en daarom word hierdie afstande gemeet in ligjaar. 'n Ligjaar is die afstand wat lig in 1 jaar aflê. Die naaste ster aan ons is 4,5 ligjaar ver. Dit beteken ook dat ons hierdie ster sien soos dit 4,5 jaar gelede gelyk het. Want die lig wat toe daar uitgestraal is, sal nou eers hier aankom. Hier is 'n foto van 'n paar sterre. A is Sirius. Die ster is 8,7 ligjaar van ons af. Dit is die helderste ster in die ruimte. B is Betelgeuse. Die ster is 427 ligjaar van ons af. Dit lê as ons so kyk naby wat ons altyd genoem het die 3 konings. Dit beteken dat as daar 'n ontploffing op Betelgeuse was, 427 jaar gelede, dan sal ons hierdie ontploffing nou eers kan sien. Hier sien ons die relatiewe groottes van 'n paar sterre. Die groot rooi ster op die linkerkant stel die grootte van Betelgeuse voor. Onder Betelgeuse is daar 'n klein spikkeltjie. Dit stel die grootte van ons son voor. Dit wys hoe enorm groot Betelgeuse is in vergelyking met ons son. Die radius van Betelgeuse, dit is die afstand vanaf sy oppervlak tot by die middelpunt, is omtrent die afstand vanaf die aarde tot die son. Die son waarin 1 miljoen aardes sou kon inpas. Die ander sogenaamde rooi reus is Antares, en dit is nog groter as Betelgeuse. Hierdie is 'n foto van die sogenaamde arendnevel. Hierdie nevel is in die vorm van gaspilare. In hierdie gaspilare word steeds vandag nog sterre gebore. Die nevel is 7000 ligjare van ons af. Die afstand van bo tot onder op die linkerkantste pilaar is 1 ligjaar. Dit beteken omtrent 65.000 keer die afstand van die aarde tot by die son. Ons son is een van 'n groep sterre wat 'n galaxy genoem word. Die naam van ons galaxy is die Melkweg. Dit het omtrent 300.000 miljoen sterre. Die Melkweg is in die vorm van 'n werpskyf, soos wat dit in sport gebruik word. Op die linkerkant word die Melkweg vertoon, soos dit sou lyk van die kant af. Die afstand van A tot by B, dit is van die een end van die Melkweg tot by die ander end, is omtrent 100.000 ligjaar. Die figuur op die regterkant toon die Melkweg soos dit gesien sou kon word van bo. Die pyltjies toon die posisie van die son in die Melkweg.
ver van ons Melkweg af is daar ook ander galaksies, soos hierdie een, Andromeda. Andromeda bestaan ook uit 300.000 miljoen of meer sterre. Dit is 2,2 miljoen ligjaar ver. Ons sien dus dit vandag soos dit 2,2 miljoen jaar gelede gelyk het, want toe is die lig al daarvanaf uitgestraal. Dit is ook die verste voorwerp wat ons met die blote oog kan sien. Mens sien dit as 'n klein, dowwe sterretjie. Hierdie foto is geneem met een van die mees kragtige teleskope wat om die aarde wentel. Die teleskoop was gerig na die buitenste ruimte. 'n Aantal galaksies is sigbaar. Indien ons in die nag sou opkyk na die maan en ons voorstel dat die maan 'n gat vorm waardeur ons kan kyk na die buitenste ruimte, dan sou dit moontlik wees om omtrent 200.000 galaksies te kan sien. 200.000 galaksies deur 'n opening so groot soos die maan. Daar is omtrent 100.000 miljoen galaksies, elk met omtrent 100.000 miljoen sterre. Hemelliggame van so ver as duisende miljoene ligjaar is al waargeneem. 'n Mens kyk eintlik terug in die tyd. Volgens wetenskaplikes het die oerknal of Big Bang ongeveer 15.000 miljoen jaar gelede plaasgevind. Die vraag word dikwels gevra, is daar 'n God? Dit is natuurlik 'n geloofsvraag. Jy kan op twee maniere daarop antwoord. Jy kan of sê, ja, ek glo dat God daar is, of ek glo dat God nie bestaan nie. Hier is maar 'n paar dinge genoem, terwyl daar eintlik 'n ontsaglike hoeveelheid kennis bestaan en alles toon hoe wonderlik die skepping is. Die vraag kan eintlik gevra word, wat moes God meer doen om vir ons te toon dat hy daar is? Verrassend is egter dat die oorgrote meerderheid van gelowiges niks weet van wetenskap of selfs teologie nie. Maar hulle weet dat God leef en hulle ervaar hom elke dag. Die vraag is dan, watter godsdiens? Nog baie meer verrassend as die natuur is die evangelie. Hulle vertel van 'n sendeling wat op pad was Indië toe. Hy wou daar gaan sendingwerk doen. Iemand het vir hom gesê, maar dominee, hoekom gaan jy Indië toe? Daar is al reeds so baie godsdienste. Sy antwoord was, kyk, vir godsdiens stap ek nie oor die straat nie, maar vir die evangelie gaan ek Indië toe. God het ons verras met die skepping, maar baie meer het hy ons verras met die evangelie. Nou wat is die evangelie? Dit begin waar God mens geword het en onder ons kom woon het in Jesus Christus. Jesus wat genoem is die lig van die wêreld. Hy het ons kom vertel van sy Vader, van sy Vader se wonings, van sy Vader se liefde vir ons en van die hart van die Vader. Om laasgenoemde te verduidelik, het hy vir ons 'n gelykenis vertel. Die gelykenis van die verlore seun. Die gelykenis gaan eintlik oor die hart van die Vader. Dit vertel van die seun wat sy goed gevat het en geloop het. Maar dan bly die oë van die Vader op die horison. En as hy op 'n dag sy seun sien aankom, hardloop hy hom tegemoet, omhels hom en gee vir hom 'n fees. Dit is die evangelie.
En dan word Jesus gekruisig. Hy het die verskriklikste lyding terwille van ons, sodat ons met God versoen kon word. En dan lees ons weer van lig, eintlik die afwesigheid van lig. Ons lees, teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Jesus is deur God verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Dit is die evangelie. Dit het gebeur op 'n Vrydag, en daarom praat ons vandag van Goeie Vrydag. Jesus het opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel. Hy werk aan 'n nuwe skepping, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem. Ons lees, die stad, die nuwe Jerusalem, het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Hierdie nuwe skepping moet ons nie misloop nie.